Dis goeiemôre. Geliefdes, daar is mos mense wat sê dat wanneer jy op die laagste denkbare plek in jou lewe is, dat mense sal sê jy rock bottom geslaan het. En dan is daar mense wat sal sê dat as jy op daai plek kom, daai oomblik van rock bottom wees, dan is dit seker een van die mees betekenisvolle plekke om te wees. Natuurlik sal jy jou skouers lig as ek so iets sê. Die gedagte van 'n diep donkerste nag, dat dit nou betekenisvol sal wees, of natuurlik as jy jouself al in hierdie plek bevind het, waar jy regtig rock bottom getref het. As jy op een van jou laagste punte is, dan sal jy weet dat wat alles uit hierdie plek uit kan kom, wat alles hier uitgebore kan word, 'n besonderse plek kan wees. Ek lees in 'n boek oor J.K. Rowling, een van die top boekverkopers van ons tyd, dat sy net voor haar eerste reeks boeke geskryf is, op die donkerste van donker plekke in haar lewe was. Sy was byna hawe, sy was brandarm, sy was pas geskei met 'n klein dogtertjie, en op daai punt het sy besef, op hierdie laagste van laagste punte in my lewe, hierdie rock bottom, gaan dit die fondasie wees van waaraf ek my lewe herbou. En toe sy op daai punt was, skryf sy dat sy so vry gevoel het, dat sy die lewe begin leef het wat sy nog altyd veronderstel was om te leef. Dat sy die persoon geword het wat sy nog altyd veronderstel was om te wees. Nie meer te wees wat ander mense van haar verwag het om te wees nie, maar dat sy die lewe begin leef het, die persoon begin wees het wat sy nog altyd moes wees. Daar het hierdie groot transformasie van haar lewe begin. En sy het van die gewildste boeke van ons tyd geskryf. Daar kom natuurlik tye in meeste van ons se lewe waar ons op een of ander manier 'n absolute laagtepunt sal bereik. Waar die lewe vir jou net te veel skynsklappe gee, die water van alle kante af in jou bootjie instroom, waar jou eie persoonlike kaarthuisie in mekaar tuimel en jy net nie weet hoe verder nie. Nou kom so 'n seisoen in ons lewe baie keer. Ek het hierdie laaste week met die heerlike sonskyn daar begin dink, miskien is die lente aan die kom, maar natuurlik is dit nie so naby nie, want ons is natuurlik in die Kaap. Maar ek het hieroor gedink en besef, maar daar is hierdie seisoene in ons lewens, in ons geloofslewens ook, waar ons 'n lenteseisoen kan beleef, waar ons geloofslewe bot en uitloop, en oorloop na 'n somerseisoen waar ons geloof groen is en groei. En dan kom daar vir ons herfsseisoene, waar ons geloof 'n bietjie vervaag en die blare val, en is in hierdie tye wat ons lewe net 'n bietjie uitmekaar uitval. En dan kom daar tye van winter, oomblikke waar ons skaam en ontevrede met die lewe is, uitgeput is en uitgelewer voel, waar jy in oomblikke voel, maar ek weet nie hoe om hierdie te doen mee nie. Hoekom keer die Here dit nie? In hierdie tye kan ons erg kwaad raak natuurlik, en ons kan ook begin sê, maar nou dat my lewe nie gaan soos wat ek wil hê dit moet gaan nie, of gehoop het ek moet gaan nie, waar ek geen beheer oor het nie, hoekom moet dit so wees? Julle weet dat ek nou al van die begin van die jaar af fokus op allerlei verskillende woorde, en die woord van vandag is die woord hoekom. Hoekom kom in oomblikke, momente in ons lewe, waar ons geloofslewe, net soos die seisoen waar ons is, nog nie in lente is nie. Dis lank nog nie somer nie. Ons is dalk knie diep in die winterseisoen in ons lewe, en ons vra maar hoekom? Hoekom lyk my lewe tans soos dit lyk? Hoekom gaan dit soos dit gaan? Hoekom moet dit so wees? Klaagliedere 5:20 sê, hoekom hou u aan om van ons te vergeet? Hoekom hou u so lank aan om ons te vermy? Hierdie woord, hierdie hoekom is die woord wat gesê word in jou diep donker nag. Wanneer ons hoekom sê, is ons op 'n plek van oorgee, dat ons kan begin aanvaar, maar dinge is nou buite my beheer. En met 'n beweerige stem dalk kan ons na die Here toe draai en vra, hoekom? Is nogals ironies dat ons juis op hierdie plek dit sal kan vra, want om dit te vra, sê, ek het nie al die antwoorde nie, maar ek hoop iemand het. Of eintlik, ek het nie al die antwoorde nie, maar ek hoop die Here het. Baie keer, geliefdes, skram ons natuurlik weg van vra in ons geloof. Baie keer word
mense in ons geloofsgroep aangemoedig om nie vrae te vra nie te wonder nie en dinge net te aanvaar. En dan as die lewe regtig moeilik gaan, dan is dit moeilik om nie te vra nie te probeer verstaan nie. Maar in ons swaarste van swaar tye, eerder as om net van die positiewe te probeer raak sien in die storm, kry ons dit reg om te probeer perspektief soek en te vra, Here, hoekom? Soms doen ons dit totaal en al per ongeluk. Hoekom? Soms is dit ons diepste intensie, Here, hoekom? En ek dink dit is okay. Jesus het ook vrae gehad. Hy het hard en duidelik gevra vir almal om te hoor. My God, waarom het U my verlaat? Hierdie is vir my een van die egste sinne in die Bybel, waar Jesus in sy oomblik, waar hy nie net verlate voel van die Here nie, dit ook kan sê, maar sy God. Hy maak dit so persoonlik. En hy wys met hierdie vraag vir ons, hoe ons ook in ons oomblikke van twyfel kan vra, maar hoekom is ek tans waar ek is? Hoekom gaan dit tans met my soos dit gaan? En dit verwys na die dialoog wat daar is tussen ons en die Here. En daai dialoog, geliefdes, kan ons na besonderse plekke toe vat. Niemand wil tog 'n geloof hê wat slegs in 'n blomtyd van lente gevorm kan wees nie, of 'n geloof wat net 'n resultaat is van 'n immergroen somer nie. Ons almal soek tog 'n geloof wat deur 'n donker winter kon gaan en 'n deur gemaak het en aan die ander kant uitgekom het. 'n Geloof wat wel die moeilike vrae kon vra en gewonder het en geworstel het en aan die ander kant uitgekom het. Hierdie tipe geloof is baie keer nie 'n maklike, eenvoudige een waar maklike, soetsappige, stroperige antwoorde na ons toe kom nie. Nee, dit is dalk nie hierdie mooi uitgewerkte teorie wat vir jou gaan sê hoe jy deur die moeilike lewe gaan kom nie. Baie keer wanneer ons hart met geloof geworstel het, gestoei het, by mense gaan sit het by wie ons kan leer. Mense wat deur die twyfel van die lewe gegaan het, na wie ons wil luister en kan luister. Geliefdes, dan ontdek ons hierdie skool van kennis en wysheid. Iemand wat se hoop nie dood gegaan het nie, geliefdes, so 'n persoon kan vir ons ongelooflik baie leer. Iemand wat die vrymoedigheid het om te vra hoekom. By hulle wil ek gaan sit en hulle stories hoor en verstaan hoe hulle aan die ander kant uitgekom het. Die Bybel is vol stories van mense wat die herfs in hulle lewe oorleef het, wat wys dat die Bybel nie net hierdie abstrakte teologiese begrippe is nie, dat wanneer jou kredietkaart miskien nie meer gaan help as jy hom op die tafel neergooi net om die rekening te betaal nie, maar dat jy iets meer soek, iets dieper soek. Wanneer jy nie net die herfs oorleef het nie, maar aan die ander kant uitgekom het. Geliefdes, baie keer, as ons met mense praat wat dit het, dit ervaar het, dan word die Bybel en die geloof vir jou iets heeltemal anders. Wanneer ons onsself toelaat om deur die seisoene van die lewe te gaan, dan ontdek ons iets anders, iets niets aan die ander kant. En om hoekom te vra, help ons om daar uit te kom. By al die skatte wat daar wel is op ons paadjie te gaan ontdek, maar dis 'n proses. Walter Brueggemann, 'n baie bekende teoloog, praat van hierdie proses in geloof. Hy verduidelik dit mooi en hy sê ons baie keer as hierdie 3 stadiums punt kom om regtig hoekom te vra. Hy sê ons begin baie keer in 'n seisoen van somer, waar ons besig is om onsself te oriënteer. Hier vra ons nie hoekom nie, God en die wêreld maak vir ons sin, dis soos Psalm 1. Maar wat in die woord van die Here, maar die wat in die woord van die Here sy vreugde vind en 'n dag oor nag oor dink, hy is soos 'n boom wat by waterstrome geplant is, wat op die regte tyd vrugte dra en waarvan die blare nie verdroog nie. Hy is voorspoedig in alles wat hy aanpak. Dit is 'n voorspoedige tyd van die lewe. Dit is 'n spasie van oriëntasie. En dan gebeur daar baie keer iets in die lewe gaan. God is wel ver weg vir jou. Hy is afwesig, dalk voel dit vir jou of hy totaal en al van jou af weggedraai het. En dan voel ons soos klaar deur 'n 3. Hy het my bitter dinge laat sluk. Die lewe vir my gaal bitter gemaak. Hy het my grys klip laat kou, my in die grond getrap.
Hy het alle rus van my af weggeneem. Ek het al vergeet van voorspoed. Ek het gedink dit is klaar met my en met my hoop op die Here. Dit is moeilike tye. Waar mens regtig waar maar hoekom kan vra. Hoekom is hy so ver weg? Hoekom het hy van my vergeet? Hoekom laat hy toe dat hierdie vreeslike goed met my gebeur? Hoekom straf hy my? Hoekom leer hy my 'n les? Dis vrae wat ons so maklik vir die Here kan vra. Hoekom moes ek siek geword het? Hoekom moes iemand doodgaan? Hoekom kan ek nie 'n baba kry nie? Hoekom kry ek nie 'n werk nie? Hierdie is woorde wat ons in klaagliedere lees as die waarheid. Is dit 'n ware weerspieëling van wie God is, van hoe God is? Is dit dalk net die digter se ervaring van God en die lewe? Maar soos hierdie digter kan ons ook in tye van die lewe waar ons disoriëntasie voel, vir die Here sê ons voel. Ons kan sê wat ons ervaar, met die wete dat wat ons voel dalk nie die volle waarheid is nie. Die volle waarheid en niks anders as die waarheid oor God is nie. Dis dalk maar net hoe ons oor God voel. Tog in hierdie tye wil ons baie keer totaal en al wegdraai van geloof. Ons wil nie meer probeer nie, ons is nou klaar. En dis hier waar ons sukkel om vrede en hoop te kry in die plekke wat ons altyd het. Waar daai maklike, soetsappige boodskapies, daai oulike aanstuur, WhatsApps van bemoediging, net nie meer saak maak nie. Dit maak jy dalk eerder kwaad, voor jy dit vroeër geïnspireer het. Maar wanneer ons hoekom in dit alles kan vra, kan daar lig in die duistere tonnel wees. Want miskien is daar hoop. Miskien is daar meer aan God as wat ons gedink het. Jy ook vorentoe beweeg. En dis 'n plek wat Walter Brueggemann noem reoriëntasie. 'n Nuwe plek, 'n ander verstaan, 'n nuwe begrip. En om hierdie punt te verduidelik, bring dit by ons by een van die mooiste tekste in die Bybel. Dis een van my gunsteling gedeeltes en ek het al daar gepreek en ek gaan seker nog baie daar preek, want dit is so mooi. Klaagliedere 3. Ek het gedink dit is klaar met my en met my hoop op die Here. Die gedagte aan my elende en my vreemdelingskap is gal en gif vir my. As ek daaroor nadink, draai my gedagtes vas. Maar dit sal ek ter harte neem, en om die rede bly ek hoop, deur die liefde van die Here het ons vergaan nie. Daar is geen einde aan sy ontferming nie. Dit is elke môre nuut. U trou is groot. Ek sê vir myself, die Here is my lewe en daarom hoop ek op hom. Die Here is goed vir wie op hom bly hoop, vir die mens wat na sy wil vra. Dit is goed om geduldig te wag op die hulp van die Here. Dit is goed vir die mens om sy las in sy jeug te dra. Laat hy in sy eensaamheid geduldig bly as God hom die las opgelê het. Laat hy of sy hom of haar diep verootmoedig. Miskien is daar hoop. Laat hy sy wang draai vir wie hom slaan. Laat hy maar oorvloedig smaad ondervind. Die Here verstoot 'n mens nie vir altyd nie. As hy beproewing oor 'n mens gebring het, ontferm hy hom weer, want sy liefde is groot. Dit is teen sy sin dat hy mense in elende en beproewing bring. Ons lees net tot hier. Klaagliedere is hierdie boek wat nou nie regtig probeer om sy storielyne geheim te hou nie. Ons weet presies wat ons gaan kry as ons klaagliedere lees. Klaagliedere is geskryf in 'n tyd toe die volk wat weggeneem is uit hulle land uit, onder haglike omstandighede in die Babiloniese ryk geleef het, uiteindelik terug gaan huis toe. Maar as hulle daar kom, is die tempel wat hulle so voor gewag het, wat Salomo gebou het, afgebreek. Dawid se mure is afgebreek. Die stad aan die binnekant is verwoes. Die vyand is besig om hulle aan te val. Daar is klomp plakkershuise. Dit is so anders as wat hulle verwag het en dit is so sleg vir hulle. Dit wat eens hulle huis was, hulle tuisdorp was, is nou amper onherkenbaar. En dan in klaagliedere ontmoet ons hierdie mense wat treur. Mense wat op moed verloorse vlakte sit. Hulle is verdwaald en onseker in hulle lyding. Hulle is hulle weggevat het. Ons hoor diep pyn as ons hierdie gedeelte lees, die soeke,
die onsekerheid, die ontsteltenis, hulle worsteling met God. Ek het gedink, het is klaar met my. Ek het gedink, die eindvlekkie het geblaas, die stryd is verloor. Die skrywer sê, as hy aan die lewe dink, dan is dit soos om gal te drink, gif te drink. En dan gaan hy verder en sê, dit is so sleg. Dit is so sleg vir my. Ek stel myself voor hoe iemand voel wat so skryf. Dit is soos daai tyd in jou lewe wat jy sê maar in die kar ry of jou aand in die bed lê en jy kan net aan niks anders dink nie. Dit is die wolk wat oor jou hang en jy kan net nie ontslaa raak van dit nie. Daar is nie uitkoms nie. Jy is so bekommerd. Dink en daar's niks. Jou gedagtes draai vas. Ons ken daai oomblikke, geliefdes, waar jy dinge probeer uitpleis en rondskuif en miskien begin vra, hoekom? En dan kom 'n gedeelte in vers 21. Maar dit sal ek ter harte neem en om hierdie rede bly ek hoop. Dis asof hy, al is dit net vir 'n oomblik, uit sy kop uit beweeg na sy hart toe. Maar dit sal ek ter harte neem. Hy sê dit so mooi. Hy bring iets na sy hart toe. Hy kies om dit te doen. Hy kies om te dink aan die feit dat deur die liefde van God het ons nie vergaan nie. Hy het gedink het is klaar met hom. Maar in sy hart weet hy het nie vergaan nie. Deur God se liefde het hy nie vergaan nie. Hierdie gedeelte, die hoogtepunt van hierdie klein klaagliedere boekie, is die lig in die tonnel. Dit is hier waar mense eerlik is oor hulle pyn, maar ook eerlik kan wees oor die hoop wat leef. Dis hier waar hoop en hoekom by mekaar uitkom. En dan is dit nie naïewe jeugdige hoop nie, dis hoop wat van oë kom wat al teleurstelling gesien het, wie se harte al deur tragedie gebreek is, wie se geloof en hoop en liefde die toets deurstaan het. Geliefdes, as ons dit waag, om deur die donker dieptes van die winter aan te hou worstel en vra, sal môre kom. Sal hoop kom. Deur sy liefde het ons nie vergaan nie. Ons het nie, jy en ek het nie. Neem dit ter harte, verootmoedig jouself. Miskien is daar hoop. En neem hierdie hoop en heroriënteer jouself. Om te sien wat in jou lewe gebeur het, hoe dit toevat. Dit is wat met ons gebeur wanneer ons in diep donker tye, soos die skrywer van klaagliedere, vanuit jou kop na jou hart toe beweeg. Hier wil jy nou net vasdraai, na jou hart toe gaan en daar gaan soek, want daar lewe hoop. Geliefdes, jy sien die proses. Ons het gesê om hoekom te vra is 'n proses. Om hoekom te vra is aanvanklik miskien 'n poging om antwoorde te gaan kry. Maar baie keer wanneer ons na antwoorde gaan soek, dan word ons diep teleurgestel, want ons kry dit dalk nie en ons wag dalk te lank. Maar miskien is ons diepste behoefte nie net om antwoorde te kry nie, maar om betekenis te kry. Sê nou maar dit kan wees. Dat jy nie net antwoorde wil kry nie, maar betekenis wil hê. Dis wat in klaagliedere gebeur. Hy het betekenis in die situasie gekry. Om hoekom te vra en 'n antwoord te wil hê, is soos om agtertoe te kyk. Maar om hoekom te vra en betekenis te wil hê, dis om vorentoe te kyk. Dis om na die lig aan die einde van die tonnel te wil kyk. Want in die donkerte is ons nie alleen nie. Is ons nie sonder hoop en betekenis nie. Vers 6. Hoekom is ek so mismoedig? Hoekom is ek so ewig ontsteld? Nee, komma, ek plaas my hoop op God. Die Griekse outeur Plutarch het gesê, wat ons innerlik bereik, sal ons uiterlike realiteit verander. Dit wat ons in ons binneste bereik, die werk wat ons hier doen, dit sal ons uiterlike realiteit verander. Aan die begin het ons vir mekaar gesê dat rock bottom was vir een vrou fondasie van waar sy haar hele lewe kon herbou. Ons het vir mekaar gesê dat juis in die donkerste van donker tye is hier die plek waar ons die heel vryste kan wees, waar ons kan opstaan en onsself heroriënteer, herplaas, herleef. Behalwe nie soos wat ons wil nie, maar vanuit die hoop en die krag wat ons kry van die Here.
By ons Here is daar niks anders as liefde wat jou aanvaar net soos wat jy is nie. Daar is niks wat meer troos bring as die nabyheid van die Here nie. Die sekerheid en die feit dat God jou lief het. Geliefdes, daar is rus, dieper rus as wat jy ooit sou kon kry. En daarom kan ons maar vra, hoekom, en ons kan weet. Maar dit sal ek ter harte neem, en om hierdie rede bly ek hoop, deur die liefde van die Here het ek nie vergaan nie. Daar is geen einde aan sy ontferming nie. Dit is elke môre nuut. Vir myself. Die Here is my lewe en daarom hoop ek op hom. Die Here is goed vir die een wat op hom bly hoop, vir die mens wat na sy wil vra. Dit is goed om geduldig te wag op die hulp van die Here. Amen.